Goeiemôre graad 11's. Ek hoop dit gaan nog goed met julle. Ek hoop ook dat julle nog byhou met al die werk. Ons gaan vir vandag oorgaan na 'n nuwe hoofstuk toe, naamlik fotosintese. Jy sal sien die manier waarop jou lesse aangebied word is bietjie anders as wat ons gewoonlik in die klas doen. Maar volg net al my instruksies wat ek vir jou gegee het en ek is seker jy sal sommer fotosintese baie vinnig baas raak. Net om vinnig weer vir jou 'n oorsig oor fotosintese te gee. Onthou, fotosintese is die proses waar tydens plante sonligenergie, water en koolstofdioksied gebruik om hul eie voedsel te vervaardig. Fotosintese vind plaas in die kloroplaste met behulp van die pigment klorofil. Ensieme word ook benodig vir die reaksie om te help om die glikose te vorm. Glikose en suurstof word dus as afvalprodukte van fotosintese in plante gevorm, wat wel vir ons tot voordeel is. Fotosintese is ook 'n anaboliese proses, in die sin dat dit 'n opbouende proses is. In hierdie proses word glikose in die plant vervaardig. 'n Oormaat glikose kan dan ook as stysel in die plant gestoor word vir latere gebruik indien die plant dit sou benodig. Vir ons lesse oor fotosintese wil ek asseblief hê dat jy saam met my sal volg in jou handboek vanaf bladsy 119 tot 125. Jy sal sien dat ek vir jou baie skakels ingesit het wat handel oor fotosintese, die proses van fotosintese, sowel as waar en hoe fotosintese plaasvind. Vereers wil ek hê dat jy asseblief die hersiening van die blaar en die blaar se aanpassings vir fotosintese op bladsy 119 en 120 van jou handboek sal deurgaan. Dit is hersiening oor graad 10 werk, so dit behoort bekend te lyk sodra jy daarna kyk. Dan wil ek hê jy moet na die video kyk wat handel oor die oorsig van fotosintese. Ek dink dit is 'n baie oulike voorstelling van hoe fotosintese in die plant plaasvind. Dan het ek ook vir jou 2 video's ingesit wat handel oor fotosintese. Wat vir my belangrik is dat jy in hierdie video's oplet na die verskillende prosesse wat plaasvind, die produkte wat benodig word vir fotosintese en wat gevorm word na fotosintese plaasgevind het. Jy moet egter ook weet waar watter fase van fotosintese plaasvind, wat benodig word vir die spesifieke fase en wat die eindproduk van daardie spesifieke fase is. Ek hoop jy geniet die video's. Wanneer jy klaar na die video's gekyk het, wil ek asseblief hê dat jy die volgende vir my moet doen. Jy moet jou definisies vir my in jou skrif gaan opsom. Hierdie definisies sal jy kry vanaf bladsy 121 tot 125. Dit is hoofsaaklik dat jy kyk na definisies soos wat is fotosintese, wat is 'n anaboliese proses, wat is selrespirasie, hoekom is ensieme nodig, ensovoorts. Dan wat ook vir my baie belangrik is die vergelyking en die formule vir fotosintese op bladsy 121. Dit moet jy asseblief ook vir my in jou skrif opsom en jy moet die chemiese formule vir fotosintese ken. Dan sal jy sien as jy bietjie verder afwerk op bladsy 121, kry jy die vereistes vir fotosintese. Van hierdie vereistes sluit in sonligenergie, koolstofdioksied en water, klorofil, sowel as ensieme wat help om die reaksie aan die gang te kry en vinniger te laat plaasvind. As jy hierdie vereistes ken, sal jy maklik die proses van fotosintese kan onthou. Dan sal jy sien op bladsy 122 van jou handboek is daar 'n skets van die kloroplas. Jy moet hierdie skets ook in jou skrif teken, saam met sy byskrifte. Wanneer jy klaar is met al jou opsommings in jou sketse, moet jy klaswerk aktiwiteit 1 op bladsy 123 voltooi. Hierdie is 'n redelike maklike aktiwiteit, omdat dit hoofsaaklik hersiening is oor alles wat in die les behandel is. Nadat jy dit gedoen het, blaai jy vir my na bladsy 125 van jou handboek toe. Op bladsy 125 is daar 'n diagram wat die lig en donker fase van fotosintese vir jou aandui. Jy moet eers vir my hierdie diagram in jou skrif oorteken. Ek dink hierdie is 'n baie maklike voorstelling
van presies hoe en waar die lig- en donkerfases van fotosintese plaasvind. Jy sal wel ook in die diagram sien, dat hulle mooi vir jou uitwys presies wat vir elke fase benodig word, wat in elke fase gevorm word en watter byprodukte daar afgegee word. Nadat jy jou diagram in jou skrif geteken het, som jy vir my lig- en donkerfase onder die diagram op. Jy is welkom om kleure te gebruik om die verskillende prosesse en stappe uit te lig in jou opsommings, sowel as dit op te link met die kleure in die diagram. Dit gaan dan net help wanneer jy leer om te sien presies waar wat plaasvind. Sodra jy klaar is met dit, voltooi jy klaswerk aktiwiteit 2 op bladsy 125, sowel as klaswerk aktiwiteit 3 op bladsy 126. Vir klaswerk aktiwiteit 2, vraag 2, sal jy sien dat hulle vir jou vra dat jy die riestowwe van koolstofatome, waterstofatome en suurstofatome in 'n glikose molekuul moet identifiseer. Al wat jy daar vir my moet identifiseer, is wat presies gee die waterstofatome of die koolstofatome of die suurstofatome aan die glikose molekuul. Dui ook vir my aan hoeveel van elkeen van hierdie atome word by mekaar gesit om eventually die glikose molekuul te vorm. Ek hoop julle het die les geniet. Tot volgende keer.